Wat sal ons nou sê van die week se gebeure? Want mense kan maar net glimlag. Ek meen, aan die een kant was daar die kategorie van ouens wat so bang was vir die einde van die wêreld, dat niemand uit hulle huise uitgegaan het nie. En ek meen, dit was eintlik 'n fees op die pad. As jy in Johannesburg was, wat nou een van die groot hotspots was, daar was niemand op die pad gewees nie, want almal was by die huis gewees. Ek bedoel, was amazing hoe bang mense geraak het. En die tweede ding is dat 'n mens verstom is baie keer oor die redenasies wat gevolg word. En ons vra vir onsself maar, hoe werk die redenasie? Hoe het hierdie ouens hier uitgekom? Want party van die redenasies sê mense, okay, maar jy weet, A is gelyk aan B en dit klink so half logies. Dit kan so werk, maar dan kom die ouens en sê B is gelyk aan C en dan werk die logika nie meer so lekker nie en dan kom die ouens met die groot sprong te sê maar A is gelyk aan C en dan val die wielietjies van die wa af. Hierdie is nie 'n politieke ding nie. Hierdie is 'n mensding. En ek wil sê, as ons vanmôre gaan kyk na die woord, die grootste krisis is, ons vra van mekaar as Christene baie keer, maar wat is die wil van die Here in my lewe? Jy weet, wat wil die Here hê moet ek doen? En ons hanteer hierdie vraag asof dit die moeilikste vraag op die aardbodem is. Want die probleem is, ons kyk na ons omstandighede en ons kyk na ons geloof en ons kyk na alles vanuit ons perspektief, vanuit die beperking van die manier waarop ek kan redeneer. En as ek vir God wil probeer verstaan, dan probeer ek vir God inforceer in my beperktheid van my visie. En dan maak jy goed net logies nie sin nie. Dan stap ouens van die Here al weg en sê maar, ek weet nie hoe werk dit nie, jy weet. Jy kan nie die Here beperk deur die beperktheid van jou insig nie. Want die probleem is, dan maak geloof nie sin nie. En daar's 'n pragtige voorbeeld in die Bybel wat ons vanmôre gaan na kyk in Matteus 22. Maar voor ons daarby kom ons word net vir 'n oomblik stil. Vader, dit is genade dat ons voor U kan wees vanmôre. Here, ek wil vra dat U vir my absolute groot wysheid gee, dat U die beperkings wat binne in my is om U te verstaan sal wegvat. En Here, dat die slimmigheid wat ek in my lewe inbou, dat ek so geleerd klink vir mense rondom my, nie die beperking word dat ek U nie kan verstaan nie. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. So, daar's 'n pragtige voorbeeld van slimmigheid in die Bybel, van ouens wat regtig gedink het, hulle is ongelooflik slim en geleerd en so aan, en dan raak hulle in 'n gesprek met Jesus betrokke, en ons kry dit in Matteus 22 van vers 23 af. En die gedeelte begin, waar die Sadduseërs met Jesus begin praat. Daar staan vers 23-24, op dieselfde dag het die Sadduseërs by Jesus gekom. En hulle het beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. Hulle vra toe vir Jesus, meneer, Moses het gesê, as iemand te sterwe kom, sonder om kinders te hê, moet sy broer met die weduwee trou en 'n nageslag vir die broer verwek. En dan verwys hulle hier na Deuteronomium 25 vers 5 en 6, wat 100% in die Bybel is. Maar baie keer as ons oor die Sadduseërs praat, dan dink ons die Fariseërs en die Sadduseërs is so half 'n weergawe van mekaar en is nie die waarheid nie. Hierdie twee ouens was eintlik groot opponente van mekaar. So wie die Sadduseërs was, hulle het so rondom die 2de eeu voor Christus ontstaan en hulle het bestaan uit die aristokrate van die Joodse volk, die absolute top van die Joodse volk wat geweldig ryk was. En dit wat hulle beoefen het was meer van 'n politieke bedryf. En dit bring my by het gevra van wat sê ons van vandag se gebeure wat ook maar 'n bietjie baie politiek gedrewe is. Maar omdat hulle geld gehad het en omdat hulle reuse invloed gehad het, het hulle mag gegroei en hulle was basies die opponente van die Fariseërs. Van die Fariseërs is die ouens wat soos Gamaliel, ouens wat groot geleerdheid gehad het en groot en bekende teoloë was van hulle tyd. En die Sadduseërs was nie so geleerd nie, hulle was net so ryk geweest. En hierdie Sadduseërs het op 'n stadium as ons dan lees van Jesus, was die Sadduseërs, was hulle die meeste in die Sanhedrin, die Joodse raad, hulle die grootste meerderheid gehad, en die hoërpriester was ook 'n Sadduseër geweest. En sy naam was Josef Caiaphas. Ons ken hom as Caiaphas wat Jesus verhoor het, maar hy's 'n Sadduseër geweest. En die Sadduseërs het baie meer polities, het hulle meer belyn met die
die Romeinse leer, of met die Romeinse bestuur, en daarom het Caiaphas vir Jesus met sy verhoor na Pontius Pilatus toe gestuur. En hulle hoofpolitieke doel was maar basies om vrede te skep, sodat hulle deur die vrede wat hulle skep, want die Fariseërs was baie meer opstandig teenoor die Romeinse regering, of die Romeinse raad, die Sadduseërs probeer om meer vrede te skep, en die vrede was maar basies om hulle eie posisie, dat die status quo bly, dat hulle rykdom en hulle statusposisie nie bedreig word deur die ding nie. So dit klink maar baie soos politiek vandag. Jy weet, dit klink maar baie soos die politiek vandag. En dan wil ek net gou vinnig die set stel van wat gebeur het. So in Jerusalem was daar sulke pleine gewees, en daardie ouens wat met ernstig met mekaar, wat nou slim was, sou die geleerdes daar met mekaar redeneer en die openbaar, en dit was nou nie hierdie vreeslike privaat gesprek nie, dit was nou maar meer 'n openbare gesprek, waar die Sadduseërs na Jesus toe gekom het, en uit die oogpunt van ons is geweldig belangrik en ryk, en ons kyk nou eintlik maar half af op Jesus, kom ons gooi nou maar 'n bietjie Jesus se naam weg met ons meerdere kennis, jy weet, en dis maar baie soos die ouens wat vandag sê, maar God bestaan nie. Die Sadduseërs het ook nie geglo dat daar 'n opstanding na die dood is nie. Hulle het nie geglo in die opstanding van Jesus nie, dat daar 'n opstanding kan wees van die profete en Jesus nie. Hulle het nie geglo in engele of in duiwels nie. Hulle het geglo baie soos die agnostiese ouens vandag. As jy doodgaan, dan gaan jy dood. Jy weet, en jy word ingespit en jy word wurmkos, of jy word gebrand en jy word in die wind gestrooi. Jy hou net eenvoudig op bestaan. So hulle is baie dieselfde. So as ons nou kyk na vandag se vreeslike geleerde ouens wat nou vreeslike argumente met geloof het, dis nie 'n nuwe ding nie. Ons sien dit hier in Matteus 22. Maar in elk geval, hulle kom toe na Jesus toe met die waarheid en die wet uit Deuteronomium 25 vers 5 en 6 of Jesus se sê, maar dis wat die wet sê. Hulle het ook net geglo in die Pentateeg, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die Torah. Hulle het nie geglo in die profete nie, niks van die ander goede nie. Waar die Fariseërs het in die profete geglo en in die opstanding en allerlei ander goed. Maar nou kom hulle, nou sê hulle, maar hierdie man is nou getroud met sy vrou en hy is nou dood, hy kan nie kinders hê nie, en by vers 25, vers 28, dan sit hulle nou hierdie ongelooflike goeie redenasie van hulle op die tafel. Nou was daar 7 broers, die oudste het getroud en gesterwe, en omdat daar nie kinders was nie, het die broer met die weduwee getrou, dieselfde het gebeur, die tweede broer is dood, en die derde met haar getrou, die derde is dood, en die vierde, terwyl al 7 broers naderhand dood was, en die vrou het naderhand ook gesterf. Dink hulle, nou het ons vir Jesus vasgevang, nee? Want in ons slimmigheid het ons 2 van die grootste Joodse wette te mekaar nou gestel, waar Jesus nou moet sê, dat die na dood, want hulle vra toe nou, maar kom hierdie vrou nou in die hemel, nee, wat gaan nou met haar gebeur, jy weet, want eintlik, sê die Joodse wet, mag nie polygamie pleeg nie, met ander woorde, jy mag nie meer as een man hê nie, maar die wet was net 50%, so, want die mans kon meer as een vrou gehad het, as jy dit kon bekostig, maar vrouens was totaal en al verbied om meer as een man te hê. Trouwens, 'n vrou kon nie eens in die Bybelse tyd van 'n man skei nie, want dan sy soos absolute gemors hanteer. En weduwees wat se mans dood is en wat nie weer getroud is nie, het ook geen status in die samelewing gehad nie. Daarom bly die Bybel praat van die ouens wat swaar kry, die weduwees en die wese, die weeskinders. En vrouens het net nie die Bybel geskei. Hulle kon nie skei nie. 'n Man moes van hulle skei. So hulle het nou hierdie perfekte ding gesit van hierdie vrou het nou eintlik 7 mans gehad teenoor Deuteronomium wat die wet sê, maar so eintlik probeer hulle die ding stel, as jy dood is, jy dood. Want dit skep 'n geweldige probleem as jy nou dood is en jy kom in die hemel en dan Jesus kyk na hulle en in 'n sekere sin stel hulle hierdie ding so op dat God nie slim genoeg was toe hy die wette gegee het nie, dat God homself eintlik weerspreek in hierdie ongelooflike probleem wat hulle nou op die tafel gesit het. En Jesus antwoord hulle in vers 29 en 30. Hy sê, en Jesus antwoord hulle, julle dwaal, julle is 100% verkeerd. Die dwaal is 'n mooi vertaling van die woord is, julle het 50% van die waarheid, maar 50% van die waarheid verstaan jy nie. Dwaal is, as jy iemand met waarheid oortuig van jou argument, maar dis nie die volle waarheid nie. Ons het al baie daaroor gepraat, dat die volle waarheid nie die waarheid is nie. Iets wat 90% waar is en 10% 'n leuen is, bly 'n leuen. En ongelukkig in die Bybelse tyd,
Maar ongelukkig net so in ons tyd is ons so slim dat ons die leuen van 90% glo. En Jesus sê vir hulle, julle dwaal, want dit wat julle sê is net 90% waar of 50% waar, omdat julle die skrif en ook nie die krag van God ken nie. Met sy opstanding trou die mens nie weer nie, maar is hulle soos engele in die hemel. En Jesus gaan glad nie eers in hulle argument in nie. Hy haal hulle uit hulle argument uit om vir hulle te sê, maar julle het net 50% van die waarheid. En hy raak glad nie in hulle argument betrokke nie. En Jesus praat nie van egskeiding en van getroudheid en van weduwees nie. Jesus praat ook nie dat mense engele word nie. Dis glad nie wat hy vir hulle sê nie. Wat Jesus vir hulle sê is, julle verstaan nie die bedoeling van die woord van God nie. Want julle is so besig met tegniese gimnastiek en met tegniese ou goedjies. En dis die probleem wat ons in ons eie tyd het. Ons is so besig met tegniese goedjies dat ons vir God probeer verkeerd bewys. Maar jou vermoë om God te verstaan is net so klein. En jy probeer vir God in jou vreeslike narratiewe, logiese denke inforceer en dan pas God nie daarin nie, want God is baie groter as wat jou denke is. En dan sê maar die Here bestaan nie, of ek geloof bestaan nie, of wat ook al die geval mag wees. En dan antwoord Jesus die Sadduseërs op 'n ongelooflike manier, as ons nou verder kyk, want hulle sê, want Jesus sê vir hulle, jy verstaan nie die krag van God nie. En dan antwoord Jesus hulle uit Eksodus hoofstuk 3 vers 5, uit die eerste 5 boeke van die Bybel. As hy sê Eksodus 3 vers 5, dan sê hy, of Jesus sê vir hulle in vers 31 tot 32, en wat die opstanding van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir julle gesê het nie? Ek is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Hy is nie net die God van die lewendes, maar hy is ook die God van die dooies. En dit kom uit Eksodus 3 vers 6 uit. En toe sê vers 33, toe die skare dit hoor, was hulle verslaag gewees oor die wysheid waarmee hy gepraat het. Want Jesus het die reëls wat hulle op die tafel gesit het, gebruik om hulle te antwoord. Ons is baie keer nie slim genoeg nie. Ons dink baie keer, maar ons wil die reëls op die tafel sit hoe God ons moet antwoord. En dan gaan hierdie ding verder as 'n bewys daarvan. En toe Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, sê vers 34 tot 26, het die Fariseërs bymekaar gekom, die opponente, die slim ouens wat nou geweet het, nee. En hulle het Jesus met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hulle, wat is die grootste gebod? Met ander woorde, deel van hierdie openbare debat, nou dat hierdie Sadduseërs eintlik sterk tussen die bene, in skaamte koppel laat sak het en verdwyn het tussen die skare, omdat hulle eintlik hulle naam met 'n plank geslaan het, besluit die Fariseërs, maar kom ons wys nou vir hierdie Sadduseërs hoe slim is ons. Ons wys wie Jesus is. Ons is nou die geleerde manne. En hulle probeer hom vastrek met die vraag, wat is die grootste gebod? Want in hulle kop was hulle oortuig daarvan dat die 10 gebooie wat die Here gegee het in Eksodus van so aard is dat daar dit nie kan gereduseer word na een gebod nie. Trouwens, die Fariseërs het die 10 gebooie gemaak en laat al die verskillende gebooie geskryf van wat jy mag doen en wat jy nie mag doen, hoe ver jy op 'n Sabbat mag loop en wat jy mag eet en wat jy nie mag voorberei nie. Ons weet van al die duisende reëls wat hulle daar gestel het. So, hoe gaan Jesus hulle antwoord deur die goed te reduseer na wat is die belangrikste uit die wet uit? En sonder om te dink, het Jesus die wet vereenvoudig, en Jesus gebruik ook Deuteronomium 6 vers 5 om die wet te eenvoudig, want hy sê, en Jesus antwoord hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Deuteronomium 6 vers 5, wat praat daarvan? Met ander woorde, hy antwoord hulle ook uit die Ou Testament uit. En hy antwoord hulle nie op 'n manier wat ons probeer verstaan nie, dat God verwag van jou sondelose bestaan, en as jy nou hierdie sonde nie gedoen het nie, is die beloning daarvan dat jy eendag in die hemel kan kom, wat natuurlik die grootste misverstand is. En die grootste wapen is, wat Satan gebruik met ons as kinders van die Here. Dit gaan nie oor hoe goed jy optree nie, en hoe sonde jy is, en hoe wonderlik jy die 10 gebooie nakom nie. Ons is niks anders as die Fariseërs wat dit aanbetref partykeer nie. Maar dit gaan oor die verhouding, om te sê, maar ek moet die Here my God lief hê. Dit gaan oor die verhouding, nie oor die dade nie. Met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. En daar vat Jesus die eerste 4 gebooie van wat die 10 gebooie sê vas. En toe gaan Jesus verder en hy sê,
en wat hiermee gelyk staan is, en wat net so belangrik is. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En hoekom verstaan ons dit nie? Hoekom begin ons nog dink, jy mag nie dit doen, jy moenie dit doen nie, die wet beperk jou. Die wet maak jou vry van moets en moenies. Die wet verduidelik vir jou, as jy opreg lief is. En wat God doen is, hy beskryf hierdie opregte liefde, nie net as die liefde teenoor hom nie, maar die liefde wat ons het vir die mense naby aan ons. Dis die een soort liefde. As jy regtig vir God opreg lief het, wil jy nie hierdie verkeerde goed doen nie. As jy mense rondom jou regtig lief het, sal nie die laaste 6 gebooie doen nie, want dit maak skade. En ek wil afsluit met Markus hoofstuk 12. Markus hoofstuk 12, vers 29, beskryf hierdie ding ongelooflik mooi, as hy dan sê, en voordat Jesus, hy sê, een van die skrifgeleerdes het om redeneer en het nader gestaan, toe hulle sien dat Jesus 'n goeie antwoord gegee het, nê? Maar hier staan een van die skrifgeleerdes, maar Matteus sê dat hulle het saamgesnoer, die skrifgeleerdes, as 'n klomp van hulle gewees, nê? En hy vra toe vir hom, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom. En onthou, Markus evangelie is ouer as wat Matteus evangelie is. Hy sê die eerste is, en dan haal hy hierdie woorde aan, luister Israel, die Here jou God is die enigste Here. Die Here jou God is die enigste Here. Daar's niks anders wat jou redenasie kan aftrek nie. En toe die skrifgeleerdes vir Jesus vra, wat is die grootste gebod? En Jesus sê vir hom, die Here jou God is die enigste Here. En hy vir ons sê, luister. Want as ons lewe asof die Here ons God ons enigste Here is, en nie ons geld of ons status, soos die Sadduseërs gedoen het, want het gegaan oor hulle belangrikheid, oor hulle status, oor hulle geld en oor hulle slimmigheid. Mag Vader my en jou bewaar, dat ons nie eendag so idioote kom in die troonkamer, wat in Openbaring beskryf word, en ons moet voor God staan, en ek is besig om met Vader te praat, en ek was 'n idioot genoeg, om argumentjies te glo van A, is 90% gelyk aan B, en B is 50% gelyk aan C, en daarom is A gelyk aan C. A is net 45% gelyk aan C. Doen die somme in jou kop. Moenie halwe waarhede glo wat 'n wêreld in jou verkondig, wat jou op hol jaag, wat jou by die huis laat bly, omdat God se genade nie meer funksioneer oor die wêreld nie, want 'n paar manne wil 'n paar ander manne uit die land uitgooi nie. Mag jy lewe met die geloof, dat Vader met jou en met jou gesin besig is elke dag, en dat hy 'n plan het. Moenie vra wat God se wil vir my nie. En dan wil jy nie regtig die antwoord soek nie, want jy is so beperk in jou denke. Mag jy met 'n vrygemoed vra, wat is God se wil in my lewe? En dit is, dat ek hom met my hele hart, my hele siel sal dien, en nie my ore sal uitleen aan halwe waarhede nie. Vader, geef vir my genade van insig en van wysheid. Amen. Mag Vader jou toevou in hierdie week, onder op die skerm, as jy 'n bydrae wil maak, dat ons met die werk van die Here kan aangaan, en mag jy in die vrede, wat ons verstand te bowe gaan, wat Jesus Christus vir jou beloof, mag ons met daai vrede lewe, omdat ons God as ons enigste Here sien, en hom liefhet met ons hele hart.